Word ek wakker, dan is ek nog by U. Gaan ek op na die hemel, U is daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. God is hier. Bedink julle dit? God is hier as dit goed gaan, en ook as dinge ophoop, dat ek my meer wil verloor. God is hier. As sonde nader kruip in jou alleenheid, God is hier. En as jy regtig swaar kry, God is hier. Hy is altyd teenwoordig en nooit afwesig nie. Hy is altyd ten volle teenwoordig. En dis dan, waarby ons vanaand stil staan, God se teenwoordigheid. Ons kan God se teenwoordigheid in 3 onderskei, 3 dele of 3 aspekte van sy teenwoordigheid. Eerstens God se teenwoordigheid in sy wese as God, maar dan ook 'n spesiale teenwoordigheid in sy verbond, en dan as 'n uitvloeisel van sy verbondsteenwoordigheid, is hy baie spesiaal teenwoordig in die vleeswording van Jesus Christus. In een persoon, God en mens, Jesus Christus. So eers net gaan ons kyk na God se teenwoordigheid as God in sy wese, en dan na sy teenwoordigheid, sy spesiale teenwoordigheid, en dan weer eens kyk ons na 'n paar praktiese toepassings. So ons kan God se teenwoordigheid as God ook in 2 aspekte onderskei. Aan die een kant, God is oneindig groot. Die Engels daarvoor is immens. Dit beteken dat geen ruimte hom kan bevat nie. Maar aan die ander kant, God is ook in sy volle wese altyd en oral. Hy is dus alomteenwoordig. So God is groot, maar hy is ook alomteenwoordig. Hy is groot en onbeperk deur ruimte. Ruimte kan hom nie beperk nie. Engelse woordjie, immens, dit beteken letterlik sonder maat. Hy kan nie gemeet word nie. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Salomo sê toe hy die tempel voltooi het, hierdie regtige, indrukwekkende gebou, vol heerlikheid uit die skepping, soveel goud, soveel prente, soveel mooi. En hy besef, maar sou God werklik op die aarde woon? Kan hy 'n mens vir God 'n huis maak? Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Salomo besef al te goed, ja die Here gaan in die tempel, in die tabernakel en in die tempel baie spesiaal woon, ons gaan nou daarby kom, by sy volk. Maar Salomo besef, daar's soveel teologie in daai sinnetjie ingeprop, 'n oneindige hoeveelheid wêrelde kan hom nie bevat nie. Die enigste plek wat genoeg is vir God, is hy self. Soos wat daar was, voordat daar enige ruimte geskep is. Wat was daar voordat hy alles gemaak het? Wel, net hy. Ons was laas by God se ewigheid, en ons het gesien, hy's buite tyd, want voordat tyd begin het, is hy tyd gemaak, die eerste sekonde was as gevolg van hom. Toe die eerste sekonde getik het, was dit omdat hy dit begin het, hy het tyd gemaak. Maar daarmee saam was voor Genesis 1 vers 1 ook geen ruimte nie. Daar was nie tyd nie, maar daar was ook nie ruimte nie. Daar was nie spasie nie. En was ook nie net 'n vakuum nie.
God was binne in hierdie groot vakuum. Vakuum is spasie sonder materie, sonder goeters binne-in. Maar daar was nie eens dit nie, daar was geen ruimte nie. Nie eers niks nie, daar was nie eers plek nie. En daar was geen materie of energie nie, en dan is daar ook geen tyd of ruimte nie. God het materie, die dinge waaruit die heelal bestaan, en energie gemaak in Genesis 1:1, en daarom is hy onafhanklik van tyd en ruimte. Omdat hy dan buite tyd en ruimte is hy ook sonder ruimte. En daarom kan geen ruimte hom bevat nie. En daarom kan hy nie in ruimte gemeet word nie. Jy kan nie 'n liniaal uithaal en sê, dis so lank nie. Dis buite sy natuur, sy wese. Hy het dit gemaak. En hy is daarom die koning van tyd en ruimte. Dis geweldig. En ons moet dit bedink. Hy is immens groot. God kan deur geen spasie in die ganse heelal bevat word nie. As iemand vir my sê, hoe ver is die son van ons af? Dis meer as 1 miljoen kilometer. Hoeveel ruimte dit in beslag neem? Die spasie tussen die aarde en die son. Ons kan dit nie verstaan nie. My brein kan nie dit klein kry nie. Die maan is so wat 385.000 kilometer van die aarde af. En dis, die meeste van ons karre het nog nie daar gekom nie. Miskien hier en daar 'n kar het by 385.000 kilometer gekom. So, dis dalk nog so bietjie binne ons verstaanraamwerk. Maar nou, as ek op skaal 'n aardbol met 'n maan wil voorstel, en ek het 'n gewone klaskamer aardbol, so 30 cm in deursnee, 'n liniaal, dis my aardbol. Hoe groot dink julle is die maan? Hy gaan 7,5 cm wees. Maar nou, hoe ver dink julle as ons nou op skaal hierdie moet sit? Hoe ver moet ons hierdie 7,5 cm balletjie van die maan, hoe ver moet ons hom van die aarde af sit? As ons hier ons bal aarde is, waar gaan ons die maan sit? Gewoonlik is die prentjies, as ons hierdie bal het, sit hy so hier. Nee, op skaal is hy 9 meter weg. Hierdie balletjie gaan tra agter in die kerk wees. Dis regtig ver. Dis immens. Maar as ek op dieselfde skaal die son wil bysit, 30 cm aarde, 7,5 cm maan, waar gaan ek die son moet sit? Die son gaan al die pad tot by John Foster hier af in 31ste Laan, en dan bo op die berg. Dis waar die son moet kom. 3,5 kilometer weg. En hierso is ons aarde. En die son is daar. En dan moet die son op skaal 32 meter wyd wees, of breed wees. Dis so breed soos die kerkterrein hierso. As ons Pluto wil bysit, dis nou nie planeet, die dwergplaneet aan die uiterstes van die sonnestelsel. Hy gaan 5 cm breed wees, hy's kleiner as ons maan. Ons gaan hom, as die son daar op die berg is by John Foster, gaan ons Pluto in Nylstroom moet sit. 140 km weg. Dis ontsaglik. En dis net ons sterrestelsel. Dis onbeskryflik. Ons breins kan nie daarby kom nie. Ons skepsels kan nie die ruimte van die skepping begryp nie. Wat nog te sê van sterrestelsels?
God kan nie in die volle som van alle ruimte wat bestaan, bevat word nie. Hy is groot. Hierdie is ook 'n logiese gevolgtrekking in God se eenvoudigheid, uit die feit dat hy gees is. Hy's nie liggaamlik nie. So jy kan daarom nie aan hom vat nie. Hy's so groot, misterieus, so onbegryplik. Hy is hier, maar tog kan jy nie aan hom vat nie. En dit bring ons dan by die volgende deel. Hy is alom teenwoordig. So hy kan nie deur enige ruimte bevat of omsluit word nie, maar dit beteken nie dat hy buite ruimte is nie, dat hy glad nie homself binne in ruimte openbaar nie. Hy is alom teenwoordig. Voor die skepping sou hy steeds totaal onbeperk gewees het in sy wese, maar nadat hy geskep het en omdat hy onbeperk is hy ook binne in sy skepping. Hy is alom teenwoordig, orals is hy daar. Hy is op elke moontlike punt in die heelal ten volle teenwoordig. Soos die Psalm, klim ek op na die hemel, U is daar. Maak ek die doodryk my bed, U is daar. Word ek môreoggend wakker, U is daar. Here sê ook in Jeremia 23 vers 23 en 24, is ek 'n God van naby, spreek die Here, en nie 'n God van ver nie. So met ander woorde, albei soos ons net nou gesing het. Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat ek hom nie sien nie, spreek die Here. Vervul ek nie die hemel en die aarde nie, spreek die Here. Die Here vul met sy hele wese elke moontlike spasie. En dis nou hier waar God se eenvoudigheid weer belangrik is. Eenvoudigheid beteken nie die teenoorgestelde van ingewikkeld nie, net weer, eenvoudigheid beteken hy kan nie in dele opgedeel word nie. Hy is nie daarom 'n deel hier en 'n deel daar nie. Hy is nie soos gas wat versprei in 'n kamer nie. En dan die hele kamer vul nie, want hy kan nie in die helfte gesny word nie. Hy is orals in sy volle wese. Ons is altyd iewers. My liggaam beslaan 'n volume. As jy alles uithaal, gaan jy 'n sekere hoeveelheid liter kan ingooi hier. En dis my plek. Ek is altyd iewers. Ek beslaan ruimte. Ek het koördinate altyd. God is in sy volle wese altyd en orals. En hier ook, weer eens, dit is so geweldig. Neem dit net in. Hy is op die voorpunt van jou neus. Alles wat hy is, al daardie eienskappe waardeur ons vanoggend is. Hy is daar op jou neus. Hy is in die diepste dele van die aarde, in die hardste klip. En hy is in die verste ruimte, waar daar nie eens gas is nie. Alles tegelyk. Hy is ten volle teenwoordig, selfs daar waar bevrugting plaasvind, sê die Psalm. In elke stap van die ontwikkeling van 'n babatjie, my gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Daai dieptes van die aarde is 'n manier om te praat van, dit is eintlik weggesteek vir alle mense. Ons kan nie dit sien nie, maar die Here sien dit. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Daar waar mense nie kan sien nie. Ja, selfs voordat mense weet daar's 'n swangerskap. God is daar, in sy volle wese. Hy is daar, wanneer 'n babatjie, hierdie ongevormde klomp, onregmatig doodgemaak word ook. God is selfbestaande
En daarom ontsluit hy alles en word self deur niks omsluit nie. Gerardus Vos som dit so op. Hy is verhewe bo elke onderskeid van ruimte en spasie, tog is hy in elke moontlike punt in ruimte teenwoordig in sy hele wese en daarom self ook die oorsaak van ruimte. So God is alomteenwoordig en oneindig groot. En dit kan nie anders nie. Al God se eienskappe vereis dit. As God nie alomteenwoordig en groot is nie, is hy ook nie onveranderlik nie. Maar dan sou hy moes verander as hy van een plek na 'n ander moes skuif. Want ons verander, as ek moet beweeg, verander ek. Mobiliteit, om te kan verander, veronderstel dat ons veranderlik is. Maar God is nie veranderlik nie, en daarom moet hy alomteenwoordig wees. As hy nie alomteenwoordig en groot is nie, is sy koningskap beperk. Dan is hy nie soewerein nie. As hy nie alomteenwoordig en groot is nie, is hy ook nie alwetend nie. Soos die Psalm sê. Al God se ander eienskappe vereis sy alomteenwoordigheid. Nou in die skrif sien ons tog dan ook dat God partykeer op sekere plekke meer teenwoordig is. En dis 'n spesiale teenwoordigheid. Dis wanneer hy homself aan mense openbaar in oordeel of verlossing. En hy doen dit soos by Moses. Soos daar by die brandende bos, die engel Jahwe verskyn aan Moses. En hy openbaar sy heerlikheid sigbaar aan mense wat nie met hulle oë gees kan sien nie. So hy wys homself aan mense wat oë het, wat die materiële wêreld moet kan sien. En daar maak hy homself teenwoordig. Hy is altyd so teenwoordig in die hemel. Ons bid daarom, ons Vader, wat in die hemele is. En daarmee sê ons nie, dis die enigste plek waar ons Vader is nie. Ons sê, die hemele is die plek waar God se heerlikheid altyd en ten volle geopenbaar is. Op aarde wys hy sy heerlikheid in die Ou Testament, byvoorbeeld in die tempel. En in die Nuwe Testament wys hy sy heerlikheid so spesiaal teenwoordig waar die evangelie elke keer gepreek word, hier waar ons nou is, in die kerk. Deur sy gees wat in ons is. Ons Here Jesus is selfs nou dat hy in die hemele is as mens, deur sy gees tussen die goue kandelaars, die kerke, spesiaal teenwoordig. Hy staan tussen die kandelaars. Ja, die gees van Christus en die Vader is in elke gelowige teenwoordig spesiaal. En eendag op die nuwe hemel en aarde sal hierdie teenwoordigheid die aarde vul, hierdie spesiale teenwoordigheid. Die hemel en die aarde gaan op een plek wees, en ons sal vir mekaar sê, die Here is waarlik hier op elke plek. En dan bedoel ons nie, nou is hy nie hier op elke plek nie, ons bedoel spesiaal teenwoordig. En as die skrif daarom praat van God wat neerdaal of afkom, dan word hierdie spesiale teenwoordigheid bedoel. Ook uiteindelik in Christus. Dis taal wat die Here gebruik, sodat ons kan verstaan wat hy bedoel, dat hy spesiaal hom gaan openbaar aan mense. Dis daarom 'n verbondsnabyheid, 'n verbondsteenwoordigheid, 'n verhoudingsteenwoordigheid. Bedoel nie, hy is net op een plek nie. Dieselfde kan gesê word van ons wat ver van God was. Voordat ons in Christus versoening ontvang het, gered is, was ons ver van God. Natuurlik is ons konstant in sy ruimte, hy is voor ons heeltyd, maar voor ons in Christus was ons in verhouding ver van hom. Ook as die skrif praat van die aarde
as God se voetbank. Dit beteken nie 'n deel van hom is in die hemel en die res is op sy voete is op die aarde nie. Want hy kan nie gedeel word nie. Dit gaan oor sy spesiale verbondsteenwoordigheid waar hy homself openbaar. Waar het hy dit meer spesiaal gedoen as in sy seun se menswording? Hy word genoem God met ons, Immanuel. Die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hy het sy spesiale teenwoordigheid kom wys. Hy het kom sê, kom wys, God is hier. Ook daar waar sy heerlikheid gestraal het in die oorwinning oor die vyand. Hy het dit gedoen deurdat Jesus aan die kruis moes sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy het die smarte van Psalm 22 gedra, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie, soos die nagmaalsformulier sê. Die alomteenwoordige God het dit vir jou gedra, geliefde, sodat hy nou deur sy gees in jou is, spesiaal verbondsnabyheid. God is in sy volle wese in jou, in sy wese as God, maar ook spesiaal in sy verbondsteenwoordigheid in jou. Bedink dit. Dis geweldig. God drie-enig is in jou deur sy gees. Nou party ouens sal dalk nou sê, maar as God alomteenwoordig is soos ons sê, dan beteken dit hy is alles en in alles. En ons eindig dan by 'n vorm van pantheïsme of panentheïsme. Dit sê die skepping is God en God is die skepping en God is in die skepping. Maar dis nie wat die skrif leer oor God en sy alomteenwoordigheid nie. Hy is onderskei van sy skepping. Hy is nie net in sy skepping nie, want hy kan nie deur sy skepping gebind word nie. Hy is buite alle tyd, ruimte en materie. So nee, ons sê nie, God is alomteenwoordig en daarom is hy die skepping en die skepping is hy nie. Iemand kan ook sê, maar God is nie in die hel nie. So hy is nie alomteenwoordig nie. So 2 Tessalonisense 1:9 sê, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. En natuurlik gaan Christus sê, gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid bewerk. So ouens sal daai 2 versies vat en sê, maar God is nie alomteenwoordig nie, want kyk, hy is nie in die hel nie. Maar daai 2 verse, onder andere, moet ons verstaan as weg van God se spesiale teenwoordigheid. Sy verbondsteenwoordigheid. En eerder dan in sy oordeelsteenwoordigheid in. Weg van sy verhoudingsnabyheid in sy oordeelsteenwoordigheid in. Want as die Here kom en oordeel, dan kom hy self. Hy stuur jou nie net weg van hom nie, hy kom self om te oordeel. Ons het dit in Maleagi 3 vers 2 gesien, maar wie kan die dag van sy koms verdra en wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter. En naam 1, wie sal standhou voor sy grimmigheid, wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn, sy gramskap word uitgegiet soos vuur en die rotse word stikkend geruk voor hom. Ons het toe ontstaan, Maleagi 3 was gesien, die dag van oordeel gaan die hele dag wees, die koms van die Here se dag die hele dag gaan soos 'n oond wees, van die Here gaan in daai hele dag verskyn in sy alomteenwoordigheid, in oordeel. As jy opkyk in die hemel, gaan dit wees soos die mure van die oond wat oor jou kom. En is hy self. Openbaring 14 vers 10 sê ook,
Die goddelose sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Daardie voor is in sy teenwoordigheid, voor sy gesig. Dis juis wat die hel so verskriklik maak. God gaan jou nie net in 'n poel van vuur gooi en wegloop nie. Hy is self daar as die een wat die oordeel oor jou bring vir ewig. Dis verskriklik. God is in die hel. En dieselfde kan gesê word oor God se teenwoordigheid voor aaklige sondes. Iemand sal ook sê, maar Psalm 5 sê, die kwaadoener sal by u nie vertoef nie. So God kan nie teenwoordig wees by sondaars nie. En ja, in sy verbondsteenwoordigheid. Die sondaar kan nie met God gemeenskap hê nie. Dis onmoontlik dat daar verhoudingsteenwoordigheid kan wees as daar nie versoening is nie, 'n versoener nie. Maar dit beteken nie dat God nie by die plaasmoord is nie. En by die verkrachting is nie. En soos ek net nou gesê het, by die abortus is nie. Daar waar ons nie kan sien nie. Hy is in sy volle wese teenwoordig op die punt van die mes wat doodsteek. En dit bring ons dan nou by 'n paar praktiese toepassings. God se alomteenwoordigheid moet jou waarsku. Spreuke 15 vers 3 sê, op elke plek is die oë van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Jy kan nie van hom vlug nie. Amos 9 vers 2 sê baie dieselfde as wat die Psalm sê wat ons gelees het. Al dring hulle deur in die doodryk, my hand sal hulle daar uithaal, en al klim hulle op na die hemel, ek sal hulle van daar laat neerdaal. Ek kan nie wegkom nie. Hy is voor jou in sy volle wese. Ons het so nodig om hierdie vir onsself te preek. Iemand skryf, mense sal dit wat hulle nooit sal waag om voor ander te doen nie, blaatant voor God doen. Mense sal dit wat hulle nooit sal waag om voor ander mense te doen nie, blaatant voor God doen. Dis hoe ons is. Want ons dwing hierdie waarheid van God se alomteenwoordigheid uit ons gedagtes uit. Ons soek dit nie daar nie. En ons word daarom so gedryf deur vrees vir mense, dat ons so ver as moontlik en so lank as moontlik weghardloop van hierdie feit af. En ons dink, as ek net nie daaraan dink nie, dan is dit net nie waar nie. En jy moet hierdie hoor, en dit bepeins, God is voor jou, en hy is langs jou, en hy is in jou, waar jy dink jy is alleen. Hy omsluit jou van voor en van agter. Hy is jou omgewing. Kinders, ook waar mamma en pappa nie kyk nie, God is daar, ten volle. Hy is ten volle in sy hele wese op elke boodskap op jou selfoon. Hy is op jou bed. Hy is langs elke klankgolf van 'n mislike antwoord. Hy is op jou tong, as jou e-mail ontplof. As jy dalk nog nie in Christus se verbond of gemeenskapsteenwoordigheid ingehardloop het nie, is dit nou die tyd. Want hy is nou voor jou. As jy nou gekonfronteer word met hom en jou sonde wat jou van hom skei,
hoor sy woorde aan jou nou. Hy is hier by jou. Kom na my toe. Bekeer en glo die evangelie. Die evangelie dat hy wat voor jou staan van al jou sondes weet, maar tog sy lewe vir jou gegee het. En as jy gegaan het, prys die Here, want dit was nie jy nie, dit was hy wat oral is en daarom ook in jou hart, sodat jou hart kon verander. Maar as jy reeds in hom is, in sy verbondsteenwoordigheid, gaan hierdie waarheid van sy alomteenwoordigheid steeds 'n heilige vrees by jou opwek. Onse God is 'n verterende vuur. En hy is voor my. Dit moet 'n effek op jou hart hê. Jy lewe voor sy aangesig, nie net 'n deel van sy aangesig nie, alles wat jy doen en dink en sê is voor hom. So die gelowige gaan die evangelie vir homself preek in versoeking. Jesus het vir hierdie sonde aan die kruis gesterf. Die Gees van God is daarom in my. God is in my. Beteken positief ook, jy gaan hom nie kan ignoreer nie. As jy so besig is in 'n dag, dat jy nie eers kan dink aan kos nie, en in al die chaos by die huis met die kinders, as jy eers hierdie verbondsteenwoordigheid van die Here gesmaak het, gaan jy tog smag daarna om net iewers in die chaos stil te word om aan hom te dink. Want hy was by my in die chaos. Jy gaan jou gedagtes dwing na hom toe, want hy is in die kombuis waar die kinders die pap op die grond gooi, net nadat jy dit skoon gemaak het. Hy's daar. Hy's daar by jou, waar die program waaraan jy werk vir die 21ste keer 'n error uitgooi. Hy's daar langs jou, op jou knieë, wat al so seer is, en die pyp lek nog steeds. Hy's daar. Jy wil hierdie waarheid van God se alomteenwoordigheid vir jouself preek, sodat jy kan vlug van goddeloosheid en al nader na hom kan beweeg. En hoe meer jy hierdie bedink, soos Dawid hier in hierdie Psalm, hoe meer gaan jy sonde haat. Met 'n volkome haat. En hoe meer gaan jy regverdige woede ontwikkel teen sonde om jou ook. En dan gaan jy uiteindelik wil hê die Here se teenwoordigheid moet 'n effek op jou hart hê, en daarom gaan jy bid: deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Ek wil nie meer met my sondes weg van U af vlug nie. Ek wil U alomteenwoordigheid vir myself preek, en daarom vlug ek na U toe, en ek gaan sê, Here, U wat in my hart is, sny dit oop met U woord, sodat ek van my sondes kan bekeer. Ek wil al hoe meer my sonde haat, want U is hier. Bedink dit. Skryf dit op jou hart. Bære dit in jou hart, dat jy teen hom nie sal sondig nie. Preek dit vir jouself. Hierdie is ook 'n geweldige troos en bemoediging vir die gelowige. Hy is ten volle teenwoordig by elke sonde wat teen sy volk gedoen is. En hy sal daarom al sy vyande vernietig en ook sonde uiteindelik ten goeie laat meewerk. Hy is ten volle by elke gespot en elke moord. Hy was ten volle teenwoordig in die vlamme. En in die leeu se tande wat gelowiges in die verlede gedood het.
Hy is ten volle in alle hartseer en moeilike omstandighede. In die traan van 'n ma wat haar siek baba aan die slaap moet sus. En die laaste kankersel wat oupa se longe laat ingee het. Hy is by jou as jy die een is wat die slegte resultate van die toetse sien. Ook ten volle in die vliegtuig se engine wat ophou werk in die middel van 'n vlug. Jy kan daarom op hom vertrou. Hy is met jou. Die bekende woorde is so soet vir 'n gelowige. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. En daarom laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Psalm 37 vers 5. Want hy is daar. God se alomteenwoordigheid maak gelowiges ook vreesloos. Dit bring nie net 'n heilige vrees nie, dit maak jou ook vreesloos in die wêreld. Dis 'n opdrag om nie te vrees nie. In Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou ook, help ek jou ook, ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Hy is by jou in die kar wat jy nie wil bestuur nie. Hy is langs jou en voor jou in die gesprek waar iemand laster en jy moet iets sê. Hy is met jou in die vergadering en in die klas waar niemand met jou saamstem nie. Hy is by jou as jy iemand moet konfronteer, omdat hy 'n grens oortree het. 'n Dokter met jou kind, 'n staatsamptenaar by jou hek. Hy is met jou. Hy is groot, geweldig groot, maar ook alomteenwoordig. Vir die gelowige word God se teenwoordigheid selfs nog meer konfronterend, maar ook nog meer troosvol. Want Jesus is nou in jou deur sy Gees. Hy ken jou sodat jy hom kan ken. Amen.